Hartlike goeie dag aan een en elkeen van u. Dit is weer eens my voorreg om die ATKV groep se finansiële jaarstate, soos wat geëindig word op 28 Februarie 2025 aan die voor te lê. Soos u bewus is, word die werklik vir die volledige state is op die webwerf vir u aandag, en as u enige vrae het na die aanbieding, kan u asseblief die hoofkantoor laat weet en ons sal dan kyk of ons die vrae kan beantwoord. As ons dan kyk na die hooftrekke vir die jaar, sal u sien dat die inkomste het gegroei met 6,73%. Die uitgawes het gegroei met 10,96%, wat die wins 'n daling van 100,38% teweeggebring het. Die uitgawestygings sal wel later in die aanbieding aan u verduidelik word. Die kapitaalspandering vir die jaar was 61,6 miljoen. Daar is 28,2 miljoen rand se termynlenings gedelg. Daar is nuwe termynlenings opgeneem van 83 miljoen en die kontantsaldo aan die einde van die jaar was 26,2 miljoen. Die investering in die bates by die oorde is kapitaalspandeer van 49,73 miljoen, instandhouding en vervanging van 70,407 miljoen rand, waar die totale investering in oordbates van 120,144 miljoen rand teweegbring. Hartenbos Seefront is 11,87 miljoen rand se kapitaalspandeer en instandhouding en vervanging van 3,8 miljoen rand, wat 15,773 miljoen rand se investering in Hartenbos Seefront teweegbring. Die totale inkomste van die groep het gestyg van 540 miljoen na 577 miljoen. Die ledegelde het gestyg van 52,9 miljoen na 56,051 miljoen rand. Alhoewel daar 'n styging is, konstante styging van 2020 na 2021-22, na die huidige jaar toe sal jy sien dat die vlakke nou eers die vlakke behaal van voor die COVID en groei word beplan vir die jare wat voorlê. Akkommodasie en konferensies is op van 367 miljoen na 391,9 miljoen rand toe. Vermaak en handelsinkomste sal jy sien toon 'n konstante styging van 2020, 2021 na 2024, 2025 toe, maar weer eens die vermaak en handelsinkomste is nog nie op die vlakke wat dit was van voor COVID van ongeveer 70 miljoen in 2019-2020 nie. Die totale groepuitgawes is op van 492 miljoen na 546 miljoen. Die projekkoste toon 'n styging van 27,4 miljoen na 30,67 miljoen toe. Instandhouding het opgegaan van 53,71 miljoen na 74,3 miljoen rand, wat hoofsaaklik die rede is vir die groot styging in die uitgawes vir die groep. Die personeelkoste toon 'n styging van 190 na 217 miljoen toe, hoofsaaklik toe te skryf aan die feit dat Pro7 skoonmaakdienste wat voorheen uitgekontrakteer is, nou die personeel aangestel is by van die oorde en nou onder die salarislyn val, maar is wel 'n besparing in skoonmaakdienste. Die ex gratia betaling van 7,6 miljoen rand is in 2024 gemaak wat nie in die verlede jaar gedoen is nie. Die staat van wins en verlies en ander omvattende inkomste. Die netto handelsinkomste het opgegaan van 516 na 552 miljoen. Die uitgawes het opgegaan van 492 na 546 miljoen rand toe. En die hoofsaaklike rede vir die groei is die personeelkoste vir vakante poste, wat sedert die COVID jaar nog nie gevul is nie, is in die huidige jaar gevul. Daar was die ex gratia betaling soos reeds bespreek, addisionele instandhouding en infrastruktuur ter beskerming van die bates van vloedskade in Goudini en weerstoestande, Hartenbos se strandwalle, 'n totaal van 12,5 miljoen rand, sekuriteits- en waterinfrastruktuur opgradering by die oorde van 3 miljoen rand en 'n afwaartse billike aanpassing van 20,2 miljoen rand. Brandstof en elektrisiteit toon wel 'n afname as gevolg van die sonkrag wat geïnstalleer is by Buffelspoort, Eiland en Goudini. As ons dan kyk na die winsvoorbelasting, sal jy sien dat die huidige jaar 'n verlies toon van 21,4 miljoen rand. Maar as ek net kan terugvat, sal jy sien dat die billike waarde aanpassing 'n swaai het van 'n positief van 17 miljoen rand na 'n negatief van 20,20 miljoen rand van verlede jaar af wat 'n 40 miljoen rand wins gehad het. En as die uitgawes teruggetel is wat addisionele uitgawes was, is die wins baie in lyn met verlede jaar. Die kontantposisie wat 'n mooi prentjie skets, sal jy sien in 2018-2019 het die maatskappye 70 miljoen oortrokke fasiliteit gehad en in die huidige jaar 2024-2025 is daar glad nie van 'n oortrokke fasiliteit gebruik gemaak nie. Die oortrokke fasiliteit van Majestic Silver is wel omgeskakel in termynlening met vasgestelde van 30 miljoen en is vasgestelde terugbetalingsvoorwaardes en as geen ander oortrokke fasiliteite is benut nie. Die staat van finansiële stand, al wat belangrik is op hierdie skyfie is die nie bedryfsbates, die vaste bates met ander woorde, sal jy sien
Die vaste bates staan die huidige jaar op 1,2 biljoen rand. En dan wil ek die vat na die heel regterkant van die skyfie toe, waar die netto bedryfslaste 'n daling toon van 106 miljoen na 94 miljoen rand toe. Die termynlenings sal jy sien dat MSW Groep is op van 49,9 miljoen na 87,2 miljoen. Ons het reeds die 30 miljoen bespreek van Majestic Silver wat omgeskakel is in 'n termynlening en 30 miljoen is geleen vir installering van solar by Gauteng Spa en Hartenbos Seefront het 16 miljoen rand opgeneem vir die huidige fase se ontwikkeling. Die kontantvloei sal jy sien dat die kontant uit die bedryf baie dieselfde is. Was minder uitgegee op die kontant en beleggingsaktiwiteite en die netto kontant saldo is 'n positief van 26,2 miljoen rand in vergelyking met 'n negatief van 15,53 miljoen rand in die ooreenstemmende tydperk verlede jaar. As gevolg van die feit dat die bedryfslaste die bedryfsbates oorskry, moet die bestuur 'n gedetailleerde evaluering doen om te kyk of dit wel in die volgende 12, ten minste die volgende 12 maande hulle uitgawes sal kan nakom. Daar word gekyk na die begroting, na die kontantvloei, van kruiswaarborge bestaan, of die doelwitte bereik kan word, of die fasiliteite opgeneem kan word in die likwiditeitsposisie, om seker te maak dat die maatskappy binne ten minste die volgende 12 maande hulle uitgawes kan nakom, en bestuur en die direkteure het die ondersoek gedoen en glo dat daar geen rede is wat die maatskappy nie as 'n lopende saak sal voortbestaan nie. Wat hou die toekoms in? As ons kyk na die 2025-2026 begroting, die faktore wat in ag geneem is die ekonomiese toestande, die rentekoerse wat na verwagting sal verlaag, stygings in brandstofpryse en elektrisiteitskoste, toenemende fokus op konferensie en groepemark, fokus op investering van retensie en die groei van ledetalle en die verlaging van die elektrisiteits- en brandstofuitgawes met die besparing wat meegebring word deur die sonkraginstallasies. Enkele hoogtepunte van die begroting is as volg. Die groepuitgawes het opgegaan van 670 miljoen na 715 miljoen en ons sal sien dat die uitgawestyging weer in lyn is met vorige jare van 635 na 666 miljoen. Dan die winsvoorbelasting opbring van 26,14 miljoen na 41,946 miljoen. Die sakegroep is op van 25,3 miljoen na 36,2, MSW op van 6,6 miljoen na 11,296 miljoen. Die kapitaal wat spandeer word, sal jy sien 18 miljoen word spandeer aan geboue, 5 miljoen aan toerusting en 3,6 miljoen rand word aan IT-bates spandeer. Ten spyte van die huidige heersende omstandighede kan die ATKV baie trots wees op die resultate behaal vir die jaar onder oorsig. Hierdie prestasie sou die aard van die saak nie moontlik gewees het sonder die harde werk en toewyding van elke personeel wat op elke oord, hoofkantoor, asook die bydrae van ons taklede. Jy kan verseker wees dat die ATKV van krag tot krag sal wees ten spyte hiervan en dat die ATKV dit ten minste nog vir die volgende 90 jaar sal bestaan. Ek sê vir u baie dankie.